Afrikaans.com en die Afrikaanse Onderwysnetwerk, die AON, speel 'n massiewe rol in kinders se opvoeding. Maar die een is vir die ouers. Oor die volgende paar weke is AON en Afrikaans.com hier om julle te help met juist daardie kwessies waarmee ouers gereeld te doen kry. Dr. Carla Besuidenhout, 'n opvoedkundige sielkundige by die Hoër Meisieskool Bloemhof in Stellenbosch, is hier om oor skermtyd met my te gesels. Baie welkom, Carla. Dankie. Hoekom is dit belangrik dat ouers skermtyd moet bestuur? As ons daaraan dink, het kinders en tieners is absoluut afhanklik van optimale funksionering en daarvoor is holistiese ontwikkeling baie belangrik. So hoe meer skermtyd daar is, hoe minder tyd is daar vir hulle om te fokus op ontwikkeling op klomp verskillende vlakke. Nou 'n paar jaar gelede het die Apple maatskappy bevind dat kinders reeds genoem kan word as die iGeneration, juis as gevolg van die toename in gebruik van iPads en iPhones. Ja. En as gevolg van dit is verdere studies gedoen en UNICEF het laas jaar bevind dat oormatige skermgebruik benadeel kinders se breinontwikkeling, is ook hulle fisiese, emosionele en sosiale ontwikkeling. So as jy gaan kyk na jong kinders, weet ons dat perseptuele ontwikkeling baie belangrik is omdat dit bydra tot leervaardighede later. Ja. Maar nou wanneer hulle voor 'n skerm is, vind ons baie keer dit baie passief is. So die beweging word beperk. So in plaas daarvan dat daar oor kruisbewegings is wat later sê maar kan help met leesvaardighede of ruimtelike beweging is vir ruimtelike oriëntasie vir wiskunde, vind ons dat daar passiwiteit is wat dan verhoed dat ander areas van ontwikkeling bevorder word. Joh, dit is eintlik scary as mens daaraan dink. Maar hoe weet jy nou hoeveel tyd is okay en hoeveel tyd is soos 'n no-no? Okay, so daar is baie navorsing oor gedoen. Vir kinders onder die ouderdom van 2 jaar word geen skermtyd voorgestel nie. En indien daar skermtyd is, moet dit baie stadig bewegende beelde wees. Okay. Kinders tussen ouderdom van 2 en 5, ongeveer 'n uur 'n dag. Dan tussen 5 en 13, tussen 1 en 2 ure per dag. En dan vir ons tieners, afgesien van die tyd wat hulle op skerm spandeer vir huiswerk en skoolwerk, ook 2 ure per dag. Okay. Wat kan ouers nou doen om hierdie nou te implementeer, jy weet? Dit is nogal 'n moeilike taak. Dit is 'n baie moeilike taak. Ja. En ek dink die ouerskapsvaardighede wat deesdae nodig is om skermgebruik te bestuur is nogal uitdagend. Maar ek dink 'n beginplek sal wees vir ouers om eers te herbesin oor hulle eie skermgebruik. So hoe baie van die gesinsinteraksie word onderbreek deur hulle eie skermgebruik. En dan dink ek die instelling van grense is krities belangrik en om daai grense konsekwent toe te pas. En om ouers daarmee te help, beveel ek baie keer aan dat hulle 'n ooreenkoms saam met hulle kind opstel, selfs 'n laerskoolkind. En in hierdie ooreenkoms kom ons ooreen waarvoor hierdie skerm gebruik word, wanneer dit gebruik mag word, vir hoe lank dit gebruik mag word. En dat die ouer 'n eienaarsposisie inneem wat beteken hulle het toegang tot boodskappe en foto's en internetsoektogte. En dan 'n belangrike aspek daarmee saam, dink ek dat ouers saam met hulle kinders gaan bespreek wat is die waardes van ons gesin. En watse tipe gedrag of dade kan veroorsaak dat hierdie waardes skade ly as gevolg van dit waarmee hulle besig is op die skerm. Ja. En om dan die gevolge mooi te bespreek vir indien so iets sou voorkom. En dan beveel ek aan dat ouers soveel as moontlik kennis opdoen rondom hierdie onderwerp. Maak 'n afspraak by opvoedkundige sielkundige in jou area of kom leesstof of woon 'n aanlyn praatjie by wat jou kan versterk in jou ouerskapsvaardighede. Ja, want kennis is mag. Absoluut. Maar ek stem saam met jou, ons moet eintlik self almal ons skermtyd bietjie, jy weet, beperk. Ja. Ek probeer ook in die aand, veral vir mense gaan slaap. Ja. Ja. Jy moet net weer leer om net go back to basics. Absoluut. Back to who you are. Absoluut. Baie dankie vir jou wyse Dankie raad. vir die voorreg. Waardeer dit. Gaan loer na AON se webtuiste vir nog inligting oor hulle bydrae tot vroeë kinder, leierskap en taalontwikkeling. En na www.afrikaans.com vir nog inligting oor hierdie en ander onderwerpe, plus gratis leerhulpmiddels.